Okay. Hopefully third time lucky. Hemelse Vader, Here, mag U guns oor die tegnologie wees. Mag ons dit reg kry om vanaand hierdie storie van hoop uit te saai. Ek glo en vertrou ons gaan gelukkig wees. So ja, die oomblik wat Shardy opkom en request, glo en vertrou ek met alles binne my dat derde keer ons gaan regkom. So Shardy, die oomblik wat jy my kan hoor en kan sien, request en dan bring ek jou van my kant af op. Goeienaand julle almal. Ek hoop dit gaan goed. Hier kom sy. Let's see what happens. Cool. Right, ek het in die vorige live gevra gou vinnig wie kom van waar, wil ek op my weet gou vinnig sê, ek weet ons is in Engeland, baie van Rustenburg, Stilbaai, Mpumalanga is online. Net gou vinnig wie van waar inskakel. Welkom by die laaste episode van Hoor die Stem van Hoop. Dit was 'n 4 episode reeks waar ek stories van vrouens met julle kom deel het en ek glo dat deur hierdie 4 stories het julle deurbraak gekry en hoop gekry dat daar regtig maak nie saak hoe moeilik dit met ons gaan nie, dat daar hoop is vir ons elkeen. En so vanaand is dit 'n voorreg om my laaste gas vir reeks 1 op die skerm te bring. En dan natuurlik gaan ons 'n klein breek vat en dan die 10de April skop ons af met vrou wees, regheid en rou, waar ons rou en eerlike vrae van vrouens anoniem gaan beantwoord en ons hart is om dan Bybelse perspektief vir vrouens te gee op daai vrae waarmee ons worstel. So moet asseblief nie skaam wees of bang wees nie, daar's geen oordeel nie. Shardy, jy gaan weer moet request, ek sien net hom nie ge-accept nie, as jy weer kan op die skerm bring. So stuur asseblief julle e-posse aan my e-posadres berggeraldine@gmail.com. Ek kopie dit letterlik net op 'n Word dokument, jou naam gaan weg van die vraag af, op die einde van die dag gaan ek nie eens meer weet wie wat se vraag gevra nie, en daai anonieme vraag word dan met Leandi gedeel, en van daar af tussen ons twee wil ons kyk of ons so 4 of 5 vrae per episode kan hanteer, en ja, net transformasie, hoop en genesing bring vir vrouens. So asseblief, jy gaan nooit weet of jou vraag wel 'n vraag wat op 'n ander vrou se hart lê nie. So ek het al 'n klaar hele paar vrae gekry en opgewonde in my voorbereiding om hierdie vrae saam met Leandi te beantwoord en opgewonde vir dit wat uiteindelik gaan kom. Kyk, hier kom sy weer. Kom ons probeer vir 'n tweede keer. Hallo Nelspruit, Azai, lyk of ons regkom. Hallo. Hallo. Is ek op? Jy's op. Hoe gaan dit? Goed en jy? Dankie. Ek kan jou net Ons het reg laat nie sien nie. Cool. Is jy reg vir vanaand? Yes, ek is. Ek kan jou net glad nie sien nie. I don't know why. Okay, maar ek kan jou sien. Jou gesig is perfek in die skerm. So as jy my kan hoor, dan moet ons maar so gaan. Daar's 'n rede. Ek wil maar niks knoppies weer druk nie, want net dan verloor ek jou. Ja, ek kan in elk geval nie sien nie, so dit is fyn. Maar jy lyk pragtig en dankie vir jou tyd vanaand. Dankie dat jy braaf was om my te e-pos so rukkie terug en te vertel het van jou storie en wie en wat jy is. Ek dink voor ons wegspring met Shardy en wie jy is, wil ek vir die vrouens net vra wat nou obviously op die live is, om net gou vinnig argumente onthaal vir my die volgende 2 vrae te beantwoord. En ek gaan later aan die einde van die episode terugkom na die rede hoekom ek hierdie vraag vra, maar ek is gelei in my voorbereiding om hierdie vraag uit te sit aan vrouens daar buitekant. En so ek en Heitjie het so 'n boksie kaart dat ons af en toe uit die kas uithaal en met mekaar vra en onder andere ek dink as kinders ook vra jy hierdie tipe vrae vir jouself en die vraag, as jy een van jou 5 sintuie moet verloor of opgee, watter een sal jy kies? So dis my eerste vraag aan die vrouens daar buite, as julle in die comments vir ons kan sê, which one would you give up? En dan is my tweede vraag, of jy nou in 'n goeie finansiële posisie is, en of jy in 'n slegte finansiële posisie is en jy dringend geld nodig, is hierdie my volgende vraag. As ek vir jou R1 miljoen gee vanaand,
R1 miljoen lê op die tafel. Maar ek sê vir jou, in ruil vir daai R1 miljoen, soek ek of jou oë, of jou bene, of jou brein. Een van daai 3. Sou jy iets opgee aan jou liggaam vir R1 miljoen? Dis my volgende vraag. So net 'n ja of 'n nee van die vrouens. Ons gaan later terugkom na daai vraag toe. Maar daar's 'n rede hoekom ek dit vanaand vra en gaan baie mooi inpas by Shardy se storie. Ek is opgewonde. Kom ons spring weg. Ek dink vertel gou vinnig vir die mense voor ons jou agtergrond vertel. Wie is jy? Wat doen jy? I'm mesmerized by your story. I'm mesmerized by your positivity for life. Te midde van jou uitdaging, maar voor ons van die uitdaging praat, wie is jy, wat doen jy en hoe gaan ons jou beter leer ken? Okay, my naam is Shardy Kleinhans. Ek is 'n vrou van 'n onderwyser en 'n mamma van 'n 11-jarige dogtertjie. En ek is legally blind en ek voel dat dit is absoluut my roeping om vir die wêreld te wys dat jy is nie jou disability of jou slegte omstandighede nie. Jy kan bo dit uitstyg en jy kan ver bo dit uitstyg. Absoluut. Okay, so let's jump in. Ek dink my love, jy het altyd daai mooi ding van Eric Hallam wat gesê het ons almal het disabilities. Die enigste verskil is ek kan syne sien, maar ek kan my nie ja. sien. So ek het eendag 'n tydjie met my gepraat oor Eric Hallam, is een van sy vriende. Hy's ook 'n akteur op Binnelanders en Eric Hallam het as gevolg van 'n simpel besluit een aand in 'n dammetjie ingespring en sy nek beseer en as gevolg daarvan is hy verlam en hy is gelukkig ook soos jy baie positiewe uitkyk op die lewe en hy het eendag in 'n gesprek betrokke geraak en Eric sê toe vir Aitjie, we all have a disability. The only problem or the only difference is that you can see mine but I can't see yours. En toe Aitjie het met daai storie met my deel, toe is ek soos van dit is absoluut so die waarheid. So vertel ons van jou disability. Waar het jy jou disability, waar het ingekom? Hoe oud was jy? Wat is jou disability? Ek dink toe ek jou insitsel op die radio gelaat wat jy my ge-e-pos het, ek vir die eerste keer gehoor van jou disability. Ek het nie geweet dit bestaan daar buitekant nie. En ek dink 'n klomp vrouens vanaand gaan ook nie weet nie. So deel met ons. Okay, ek het Stargardt disease wat baie dieselfde is as die ou mense se makulêre degenerasie, maar dit kom in kinders voor. So daar's nou 'n vreeslike fancy naam Stargardt. Maar toe ek nou 'n kind was, ek was omtrent so 7 jaar oud. Toe het my sigprobleem begin en my ouers moes toe nou eers my van dokter na dokter vat om uit te figure hoekom is my sig so sleg en die oogkundiges kan my glad nie help met brille nie. En in daardie jare het dit vir my gevoel ek is die enigste mens in die hele wye wêreld wat Stargardt gehad het. Want ons het nie geweet, soos nou, we are connected. Ons weet van mense wat Stargardt het in Londen, en selfs in Suid-Afrika, daar's flippend baie mense wat Stargardt het, maar niemand weet daarvan nie. Maar toe ek nou 'n kind was, het ons van niemand geweet nie. So ek was stoksiel alleen, moes ek uitfigure hoe om die lewe te doen met hierdie disability en jy weet nie, gaan jy heeltemal blind word, of gaan jy nog bietjie kan sien, of hoe om dit te hanteer nie. So, ek het nou al 36 jaar Stargardt disease. Sure. Okay, so ek moet seker verduidelik hoe dit is, nee. Ek probeer gaan oplees om te verstaan, om myself in jou voete te plaas. Ek kan ten minste sien en ek kan kleur sien en ek kan die lewe geniet, maar ek moet dit doen met my bril. En soms vra mense my, maar sal ek ooit, hoekom gaan ek nie vir kontaklense nie? Hoekom bly ek met my bril? So ek weet as ek my bril heeltemal afhaal, dan blur alles. Ek kan regtig sien, maar ek kan eintlik ook nie sien nie. So dis baie beter om met my, ek dink die eerste 2 kere wat ek nie, of 3 kere wat ek nie my bril sal aan hê nie, is as ek stort, as ek gym en as ek slaap. Anders te gaan ek nie sien nie. So wat is die verskil tussen my wat as my bril af is baie dof sien versus Stargardt? Okay, iemand wat Stargardt sê, daar's 2 soorte.
Jy kry iemand wat se oog in die middel of se macula in die middel geaffekteer is en die ander mense sin is aan die buitekant. Nou myne is in die middel geaffekteer, so ek kan in die middel, letterlik so, kan ek niks sien nie. Alles is completely blur. Dit is so blur dat ek nie eers die blur kan sien nie. Sure. Dit is soos, daar's net niks. Ek kan nie vir jou eintlik verduidelik, daar's net soos geen visie nie. Dis eintlik is my visie soos 'n donut. Maar in my geval is my regteroog ook baie swakker as my linkeroog. So ek operate basically van links af, van hierdie stukkie af links. So ek sal altyd ook, as ek na iemand kyk, my kop half na regs draai, dat ek beter kan sien, maar dan dink mense nou ek kyk verby hulle. Ja. So, ek dink my nek is nou al klaar so bietjie, so groei. Maar daar is absoluut niks wat die dowwe kolle kan wegvat nie. Nie 'n bril nie, nie operasies nie, absoluut niks. So ek kan net funksioneer uit my periferale visie, wat glad nie so duidelik is nie. Ja. So ek kan goed sien, ek kan mense sien, ek kan myself help, ek loop alleen in die winkels en doen my eie shopping, maar daar's net geen detail nie. So as ek 'n boek optel, lyk die skrif vir my soos lyntjies. Dus ek kan nie vir jou sê is 'n dik lyntjies, dun lyntjies, ek sien net soos dis bietjie donker. Sure. Okay, so jy was 7 toe jy hiervan uitgevind het en ek neem aan jy was nog daai tyd in 'n normale laerskool, het jou ouers gekies om in 'n normale laerskool te hou, is jy deur normale skole aan die kant uit, het jy keuses van werk gemaak, met tegnologie op daai stadium, moet jy van tegnologie gebruik gemaak, ek neem net aan, daar was ongelooflike baie beperkings vir jou gewees. Ja, natuurlik, want my sig was obviously toe dit begin het, was dit nog nie so sleg soos wat dit nou was nie. So dit het stadig maar seker agteruit gegaan. So ek was in 'n gewone skool en soos wat ouers mos nou maar is, jy soek die beste vir jou kind en ook so normaal as moontlik vir jou kind. So het my ouers nou maar begin research doen oor wat nou die volgende stappe. En hier in Pretoria is daar 'n swaksiende skool, maar for some reason het die skool gesê my sig is te swak vir hulle. Ek moet Woester toe in Woester. Die blinde skool in Woester. Ja. En toe my ma het gesê oor my dooie liggaam gaan my klein 7-jarige dogter na 'n koshuis toe. So hulle het maar gebid, want hulle albei was in die voltydse bediening en maar gebid en gesê, Here asseblief help ons. En daar was toe nou my standaard 1 juffrou wat nou graad 3 is, juffrou Ardel Wessels. Ek hoop sy is ook op die live vanaand. Juffrou Ardel, as jy is, gee net 'n high five of iets, want sy het 'n absolute verskil in my lewe gemaak, want in my gewone skool waar ek was, het sy toe na vore gekom en vir my ouers gesê, basically nou in my eie woorde, kyk, julle kind is nie stupid nie, sy kan net nie sien nie. So sy was bereid om my te help en sy het toe nou 'n wit bord in haar klas gesit, ek het teen die bord gesit en sy het met swart koutjies geskryf en as iets te klein was, het sy dit vir my vergroot op die fotostaatmasjien, so sy het absoluut die extra mile geloop vir my om te kan aanhou in die gewone skool en toe die ander onderwysers nou sien dat ek kry dit reg met haar hulp en dis nie eintlik soveel effort wat sy moes insit nie, toe sien almal ewe skielik kans vir my en toe het ek nou eintlik skool in 'n normale skool gemaak, die hele laerskoolloopbaan en toe nou hoërskool tot einde graad 9 wat dit nou vandag is en toe het ons Rustenburg toe getrek. Amazing. Ons het nogals baie mense van Rustenburg vanaand op die call, so ek neem aan hulle is almal jou gaste. Ja. Ek dink my sussie is ook daar. Hallo Jolandi. Ek het nou vir hallo gesê reken ek. So ek hoor na jou uitdaging en ek probeer myself net dink. So jy bly in die normale skool, maar daar's 'n skielik spesiale
behandeling, jy sit voor in die klas, jy sit by die bord, juffrou doen moeite met jou. Wat kinders outomaties doen, is hulle kan in 'n mate jaloers raak en daai jaloesie draai uit in 'n gespottery. So is jy op laerskool en hoërskool baie gespot as gevolg van jou kondisie en het jy uitdagings daar? Vreeslik baie. Nee, ek is verskriklik baie gespot. Ek is die hele tyd gevra wat se kleur is die, hoeveel vingers hou ek op, kan jy dit sien, kan jy dat sien? En dan natuurlik, tegnologie is glad nie gewees wat dit vandag is nie. As ek op skool my foon gehad het, was ek heeltemal normaal. Maar ek het so groot glas, bal vergrootglas gehad en ek het 'n verkyker gehad om op die bord te kyk. So ek was totaal en al die weird kind gewees in die skool. Sure. Ja, ek wil daarom net by sê, ek het matriek, dit klink nou asof ek net graad 9 gemaak het, maar toe ons nou Rustenburg toe trek, toe sê ek vir my pa, ek sien nie kans om weer deur die verskriklike spottery te gaan en kinders wat nou my situasie in 'n nuwe skool moet ontdek nie. Natuurlik. Ja, en toe doen ek homeschooling. Natuurlik met my ouers se hulp, maar toe het ek matriek so gemaak. Ek het glad nie getwyfel dat jy jou Dankie. Okay, so ek dink wat my nou opvallend was in jou storie is dat jou sig het stelselmatig obviously agteruit gegaan, hè. So daar moes oomblikke gewees het wat jy gaan vanaand gaan slaap en môreoggend word jy wakker en jy kan klaar voel ek het my oë klaar swakker. En wanneer jy daai you know that Amper daai disappointment, okay God, this is happening, where are you in all of this? En my volgende vraag is, in moeilike tye soos dit, voel dit vir meeste van ons of God stil is? So was daar oomblikke vir jou in hierdie stryd of in hierdie, amper wil ek sê, aanvaar van jou kondisie, dat jy gewonder het, waar is God en hoekom jy wat hierdie kondisie het en hoe het jy vrede gemaak in jou reis? En ek meen, jy's 'n 7-jarige dogtertjie, uitgevind hiervan, dit was 'n rare kondisie op daai stadium, niemand om jou, ons weet nie van dit nie, niemand ken dit nie, daar's nie vir jou hoop nie, daar's nie vir jou behandeling nie, daar's nie vir jou operasies nie, jy word gespot op skool, like, where in all of this, om 'n eerlike vraag te antwoord, het jy gevoel, God het jou vergeet, waar's God in hierdie moeilike tyd, en waar het jy vrede begin vind in jou situasie? Okay, voor ek vrede begin vind het, moet ek nou eers vertel waar was ek. Jy weet die hele ding van woede, denial, al daai fases wat jy deurgaan as jy nou ietsie verloor. Nou, ek was in 'n verskriklike groot denial fase. Ek het op 'n stadium, toe ek nou die homeschooling ding doen en ek's nou klaar met matriek en nou weet ek nie nou wat nou nie, maar toe het ek vir almal gesê, ek is nou klaar met Stargards. Julle mag nie daaroor praat nie, want for some reason het my pa vir almal vertel, ek kan nie sien nie. En so ek het my vergrootglase, believe it or not, ek het my vergrootglase in die asblik gegooi. Ek het so 'n TV-apparaat wat my ouers my gekoop het, wat jy jou boek so onder kan insit, en dan verskyn die woorde net so groot op 'n TV. Ek het hom weggegee, dit was R1000. En ek het vir my swaar, Julian, gesê, leer my bestuur, ek gaan regkom. So, ek het absoluut alles vir my, wat gepaard gaande gaan met Stargards. Ek het nie, ek wou nie meer voor in 'n, ek wou nie meer voor in 'n fliek sit nie, ek wou nie enigstens iets doen wat vir mense 'n klein stukkie kan wys, dat hierdie girl kan nie sien nie. So, ek het eintlik maar half in die huis ook geleef, net saam met die familie en geweier om uit te gaan. So, en een dag, dis ek net soos, jy het net een lewe. Kyk wat doen jy aan jouself. Dis either nou moet jy dit embrace, of jy kan net sowel ophou lewe, want hoekom lewe jy dan? En ek dink
dit was ook maar nie 'n eendagse besluit en toe het alles nou stelselmatig, alles net op een slag verander nie. Dinge het stelselmatig, soos wat ek beter keuses gemaak het en maar met myself gewerk het, dink ek het dinge maar stelselmatig vir my begin verander. En ek het op 'n punt gekom waar ek gesê het, Here, as jy iets met my kan doen, met swaksig en al, hier is ek, dan is ek nou van vandag af beskikbaar, so asseblief doen iets met my, want ek kan nie myself indink om 'n lewe te lewe wat nie 'n merk op die aarde maak nie. Dit is vir my die grootste ding om eendag dood te gaan en te weet dat my lewe het niks beteken nie. So my grootste dryfkrag nou is, maak nie saak wat nie, al die trying, maar ek sal 'n merk op hierdie aarde los. Sure. En ek sal hom vir hom oordentlik los. Sure, it's amazing. Shoot. Ek moet vir jou sê, ek het nou gou 'n nota gemaak tegen gepraat en ek dink een ding wat die vyand wil regkry met ons uitdagings en dalk is vanaand as jy ander vroue op die call is, dalk het jy nie met 'n fisiese uitdaging of 'n kondisie wat jou challenge is of jou disability is nie, but it's your circumstances. Maybe your challenge is your past and you've got a shame and a sinful past and you can't overcome that thing. As die vyand ons kan isoleer, then he's winning, because that's ultimately if he can get us in a corner by ourselves and he can wear us out and wear us down, he's going to win the battle, or he's going to overcome. En so toe ek jou insetsel geluister het en bietjie op jou Facebook rondgekuier het sonder dat jy geweet het ek dadelik gedink aan Moses en in Eksodus 4 vers 10 tot 12 wat gedeeltelik van sy storie vertel, maar spesifiek uitwys dat hy 'n spraakprobleem uitgehakkel. En hier gee die Here vir hom 'n opdrag dat hy moet gaan en hy moet die nasie gaan lei. En sy antwoord aan die Here is dat, ag Here, ek is nog nooit 'n man met vlot woorde nie. Ek praat stadig en moeilik. Maar die Here antwoord hom en hy sê, wie het vir die mens 'n mond gegee? Wie maak iemand stom of doof, siende of blinde? Is dit nie ek, die Here, wat dit doen nie? Gaan dan nou en ek sal jou help om te praat en jou te leer wat jy moet sê. En nou toe jy hierdie gedeelte van jou getuienis vir my gee, kry ek net weer daai hondervleis bevestiging dat ek is nie wat my disability sê ek is nie, en dis is wat jy gesê, ek kan nog steeds ten spyte van wat die wêreld as 'n uitdaging sien, nog steeds 'n impak gaan maak. En daai woord wat jy gesê het, I'll die trying, is my so mooi, want ek en hy sê ook, I'll never quit, but you'll either find me dead next to the road or you'll find me on top of the mountains, but I'll die trying. En ek dink so gereeld wat ek in sulke plekke en sulke gesprekke met vrouens is my antwoord altyd dat God gaan dikwels vir ons 'n uitdaging gee, want daai uitdaging gaan die grootste impak in ons lewe gee. En so as ek terugkom na jou en terugkom na Moses, jy weet, Moses het onbekwaamd gevoel in die roeping wat God oor sy lewe gehad het. Hy het 'n swakheid gesien in homself, maar God het 'n man gesien wat 'n nasie gaan bevry. En so hoeveel vrouens vanaand gebruik hulle swakheid of hulle disability of hulle challenge waarmee hulle worstel en sien daai ding as 'n swakheid versus net vir 'n oomblik terug te staan en te sê, okay, wat sien God in Geraldine? Wat sien God in Shardy? En wat is sy plan vir hom? Of vir my, of vir jou, of vir haar? Want sy plan vir Moses was om 'n nasie te bevry. Maar Moses het vasgekyk in sy swakheid. Hy het vasgekyk in sy beperking. So my vraag vanaand aan die vrouens is, aan watter beperking kyk jy vanaand vas? En is dit nie tyd om daai beperking op sy te sit en vir myself te vra, maar wat sien God in my? En wat is dit waarvoor God my roep? En so my volgende vraag is dan aan jou, wat is die grootste les wat jy oor jouself, oor ander mense, nommer 2, en oor God geleer het in hierdie uitdaging?
Nommer 1 vir myself is dat ek staan baie keer in my eie pad. Baie keer is ek die berg. Dis nou presies van, as ek kan besluit, gaan my disability my terughou of nie? Ja. So, ja, ek het geleer om nie in my eie pad te staan nie. En baie keer kry ek myself in situasies waar ek dink, liewe Here, hoe het ek myself hier binne gekry? Maar dan bid ek en ek sê, Here, gee my die krag om dit te doen en help my om te sien of te sê of te wees wie U wil hê ek moet wees. En dan op die einde dan is dit so amazing en dit werk so goed uit dat ek eintlik maar verstom staan. En dan nommer 2 is wat ek geleer het is dat ek het nou groot geword met hierdie disability. So in my oë is die mense rondom my perfek. Hulle sukkel met niks. Hulle sukkel nie met sig nie, hulle sukkel nie met loop nie. En as jy nou 'n gemors wil sien, moet jy sien as iemand wat nie kan hoor nie of wat 'n gehoor gestremd is na my toe kom en met my wil kommunikeer. Dit is 'n totale gemors want ek kan nie sien wat hulle vir my probeer sê nie. Ja. En ek kan nie vir hulle sê ek kan nie sien nie. So maar wat ek nou eintlik wil sê is dat ek het geleer dat eintlik sukkel almal in die wêreld met selfdoubt. En almal dink hulle is nie goed genoeg nie. So, basically, het dit nou net vir my confirm dat, weet jy wat, jy is eintlik maar okay. So, dis nou presies wat jy gesê het van Heitjie se vriend wat gesê het dat almal is disabled, jy kan net party disability sien. So, en dan die laaste ding is wat ek geleer van God. Ek het geleer dat hy 'n sin vir humor het en dat die Here baie keer 'n mens, hy staan, ek sal nie sê los nie, hy los ons nooit. Ek dink hy staan net terug om vir jou half te wys, jy kan eintlik dit self doen. Ek is hier, ek hou jou dop, maar jy is eintlik okay. Bitterlik mooi. Jy sal nie glo nie, ek wil net vir die kykers sê, ons het nog nie hierdie gerepeteer voor die tyd. Hierdie is my en Shardy se eerste ontmoeting, maar my voorbereiding is letterlik spot on uit jou woorde uit, want jy het nou gesê, God sal ons nooit los nie, en uit daai plek uit het ek Jesaja 43 vers 1 geskryf, wat die skrif sê, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. En basies wat die woord daar vir ons wil leer, is dat selfs in ons swaar kry tye, is ons nooit alleen nie. God ken ons persoonlik en God is by ons, maar ek dink, jy het letterlik vanaand uit die hele gedeelte wat nou al aan die gang is, vir my, so iets kom laat raak sien en om te bevestig dat eintlik het ons almal staar gehad. Eintlik. Want die realiteit is, ons almal sukkel om ons waarde in Christus te sien. Ek is nou self besig met my boek en my konsep van my boek gaan ook oor waar die leen van nie goed genoeg in my geplant is en hoe daai leen kom verwoesting veroorsaak het in my lewe. En ek sê vir hy, ek is so opgewonde oor hierdie boek, want ek dink elke vrou is of tans besig, of was al, of gaan nog by daai plek uitkom waar sy nie goed genoeg voel en daai absolute worsteling. En wanneer ek en jy weet wie ons is, wie sin ons is en hoekom hy ons hier op aarde het vir sy glory, for all to testify about his glory and his kingdom, dan gaan ons outomaties goed genoeg voel. En so Psalm 139 vers 13 tot 14 sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in my moeder se skoot. Ek loof U, want ek is vreeslik en wonderbaarlik gemaak. Ons waarde word deur God bepaal en nie deur ons uitdagings en ons omstandighede nie. Maar tog sien ons 'n uitdaging raak, jy weet, ek kan nie goed sien nie, maar ek kan ten minste in kleur sien. Ek kan my een oor kan nie hoor nie, maar ek kan ten minste hoor. En tog kyk ons op al wat ons nie het vas en daai word in 'n plek waaruit ons onsself definieer. Soos baie harde content wat ek voorbeeld wat ek nou gaan gee is die wêreld vertel vir soveel vrouens, as jy nie 'n kind het nie, is jy nie regtig 'n vrou nie. So wat gebeur is vrouens fokus
op daardie, ek het nie 'n kind nie, want dis wat volgens die wêreld my definieer. Single vrouens wat so graag by hulle mans wil uitkom en ek sê nie, jy mag nie daar hartsbegeerte sê nie, glad nie, maar I'm unworthy because I haven't found my husband yet. En jou waarde is niks van dit, boonbehalwe die waarde wat God op jou lewe sit en wat hy beplan het. So vir my was daai 'n deurbraak oomblik om te sê, die les wat jy geleer het vir ander mense is dat ons eintlik almal het Stargard, dalk net nie in die fisiese voorbeeld of in die fisiese uitdagings wat jy daarmee worstel nie, maar in die geestelike uitdaging van Stargard sukkel ons almal met. So dit was vir my vanaand verskriklik mooi. Wat my geraak het en die rede hoekom ek jou vanaand wou opbring is, jy het nou genoem, is jy gaan nie gaan lê nie, you'll die trying, en uit daai plek uit het jy 'n dagstukkie boek geskryf. Nou soos ek sê, ek is besig met myne, ek is met my boek besig, hy moet in 'n sekere tydperk hierdie jaar klaar wees. Dis verskriklik rof om 'n boek te skryf, altyd oor jou eie persoonlike storie gaan, want jy moet ou plekke weer gaan visit en gaan neerpen. En so jou dagstukkie boek is geskryf. Vertel ons, wat is jou dagstukkie boek wat jy geskryf het? Hoe is jou droom gebore uit jou dagstukkie boek en waar kan vrouens jou dagstukkie boek in die hande kry? Okay, in die eerste plek, ek het al jare lank 'n droom gehad om 'n boek te skryf, maar om nou fisies te gaan sit en skryf, die idee van jy kan nie sien nie, ek moet letterlik, as ek nou tik, dan maak ek die woorde so groot op die rekenaar. So ek sien 2 woorde op 'n slag. En dan moet ek nou met die muis scroll, en as ek nou aan die einde van 'n stukkie gekom het, en ek moet nou weer terug gaan om ietsie te lees, moet ek weer terug scroll, so dit vat forever, nee? Selfs met my foon ook, as ek iets lees, dit is letterlik soos scroll, so ek's moeg gescroll, nee? Maar, so die idee van dit, was net al klaar vir my so uitputtend. Ja. Maar ek het die hele tyd gesê, Here, ek weet, daar's 'n boek binne in my, en ek het nie geweet hoe nie, ek het nie geweet wat nie, en ek het originally glad nie gedink aan 'n dagstukkie boek nie. Ek het gedink aan 'n volboek, so die idee aan 'n vol storieboek, of nie 'n storieboek nie, 'n lewensveranderende boek, is nog vir my erger. En ek sê toe, eendag, wel Here, ek gaan nou maar net doen wat U wil hê ek moet doen, en ek hoor toe die Here sê vir my, ek moet 'n WhatsApp groep begin. En ek dink toe by myself, vir wat? En ek begin toe nou maar die WhatsApp groep, invite my ma, en my beste vriendin, en my sussie, en nou is ons op die WhatsApp groep, nou wat nou? En die Here sê toe vir my, want omdat my sig 'n everyday battle is, voel dit vir my, ek het elke dag iets nodig, wat soos 'n, jy weet 'n verspringpit se vastrap strippie. Ek kan hom nie sien nie, so ek trap hom altyd mis. Maar elke oggend voel dit vir my, ek moet vir die dag 'n strippie hê, waarop ek kan vastrap en myself kan launch vir die dag. Yes. En met die, soos wat ek nou ietsie lees, of ietsie, is meeste van die tyd luister, trigger ietsie my, en dan kry ek 'n idee. En die Here sê toe vir my, ek moet begin, die goedjies wat vir my inspireer, en wat vir my vastrap plek gee, moet ek begin deel met 'n voice note. En toe ek nou weer myself kon kry, toe staan 80 vrouens op my WhatsApp groep, vir wie ek elke dag 'n voice note gee, om hulle ook te inspireer met dieselfde wat my inspireer. Yes. En eendag weer toe ek bid in my stilte tyd, en ek sê toe, Here, U weet ek wil 'n boek skryf, asseblief, maar nou dink ek ook, die Here gaan nou nie 'n boek hier op my skoot gooi en sê, daar's jou boek, sit net jou naam op nie. En toe ek nou bid, hoor ek die Heilige Gees sê vir my, tel jou voice notes op jou groep. En toe ek dit gaan tel, toe sit iets so 86 voice notes. En die Here sê vir my, daar's jou boek. So. En klaar uitgewerk met 'n skrif, die storie, die gedagte, die hele boodskapie, alles wat fisies my elke dag deur moeilike tye help, in 'n boek nou. So, ons kon toe nou net 'n klomp vriendinne het ingespring en gehelp tik. Ek stuur voice notes aan en hulle tik, en toe het ons nou alles bymekaar gesit, en
Die Here is so amazing. My dogtertjie se beste maatjie in die skool is Martie Pansergrou, die redaktrise wat Rooi Rose se redaktrise was, so 'n paar jaar terug. Ja. Dit is Mia se ouma. En sy hoor toe ek skryf hierdie boek, so sê ek maar, laat ek hom vir jou edit. En daar edit Rooi Rose se redaktrise my boek. En so het dinge net gebeur en ek het hom toe nou self gepubliseer. So hier is hy. Sy naam is wat die oog nie kan sien nie. 'n bietjie hoor hou vir ons. As hy. En al is 100 dagstukkies in. So hier's nie datums by nie, so jy kan enige tyd van die jaar hierdie boek vat en elke dag deurwerk. Maar die amazing ding hiervan is, dis nie net random dagstukkies nie. Dit is genuine dagstukkies wat oor 2 jaar opgeneem is, wat vir my absoluut iets beteken het, wat my staande gehou het elke dag om God se plan vir my lewe te vervul. Want onthou, my lewe is nou nog nie maklik nie. Ek was vandag weer super moedeloos oor ek nie kan bestuur nie. Want dit is altyd 'n gereëlery. Dan my ma bel, dan my man bel, dan moet ek 'n Uber, dan dit. So dis regtig baie frustrerend met tye. En hierdie boek, elke liewe dagstukkie kom uit my hart uit en is vir jou 'n vastraplankie om jouself te launch vir die dag. So ek is absoluut dankbaar vir wat die Here gedoen het, want hierdie boek kom, ek weet nie eintlik hoe hy hier is nie, dit is net die genade van die Here. Maar ek kan met eerlikheid vir jou sê, die terugvoer wat ek kry van hierdie boek is, wat mense sê, jou boek het my deur die moeilikste 3 maande van my lewe gehelp. En die een vroukie het nou die dag vir my gesê, as ek 'n dag beleef wat ek voel, ek kan nie, dan gaan haal ek jou boek weer en weer en weer en weer. En sy sê, elke keer is daar 'n stukkie wat haar stig en bemoedig. So, as ek nou dit luister, ek ben klaar in my gees ervaar hoeveel hoop jy vir vrouens gee. En al moet jy vanuit 'n plek van uitdagings praat en selfs, ek dink vir ons almal het ons al uitdagings. Ek het vandag my eie set of challenges geface en unfortunately met die lewe, jy moet swem en jy moet aan die ander kant uitkom, anders bly jy agter. En wat net so mooi is van jou uitdaging, deur die denial, die acceptance en nou vir God te sê, okay, I'm accepting my challenge or my condition. Here I am. Use me. En hier draai hy elke keer wat hy soos net God kan en hy draai om en hy gee vir jou guns oor jou boek, hy gee vir jou 'n redakteur, 'n editor oor jou boek en jou boek vandag is hoop en gaan verander harte vir vrouens. En so maak nie saak wat se verlies mens ervaar, wat se uitdagings mens moet oorkom nie. God het altyd 'n plan met daardie ding in ons lewens. Ek is voluit nou bold om vir vrouens te sê, as jy nie bereid is om die proses te aanvaar waardeur God jou gaan vat om by die belofte uit te kom nie, then don't ask him for the promise, because the two goes together. If you're not accepting the process that leads you to the promise, then don't ask God for the promise, because you're going to keep on begging and begging and begging God for the promise, but he's never going to allow you to come closer to the promise because you've clearly made it out that you don't want to go through the process. My laaste vraag aan jou vir vanaand is, as jy met iemand vanaand kon praat wat inluister en wat later gaan luister, wat tans hulle groot uitdaging in hulle lewe gaan en daarmee worstel, wat voel dat God is stil, wat is daardie raad of bemoediging wat jy vir so 'n vrou sal gee vanaand? Okay, my go-to, as ek 'n down dag beleef, wat ek nog steeds doen, is, dit gaan nou funny klink, maar ek het 'n skript, wat ek vir myself sê, jy kan dit, obviously kan ek dit nie sien nie, so dit is in my memory, of ek kan dit nie sien nie, so dit is in my memory, maar jy, wat jouself moet opbou, kan dit vir jou gaan neerskryf, dit moet jou go-to wees. En hierso, ek het actually nou, hier heel agter in my boek, het ek 'n stukkie, ek gaan dit probeer wys, daarso,
wat soos 'n daily confession is. Jy sê ek is 'n bloedgewaste kind. Hy het my gekies, gemaak, ontwerp vir sy doel. So mens kan hierdie hele stukkie so rehearse, nee, nou ek het so 'n stukkie wat ek elke liewe dag vir myself sê, maak nie saak hoe ek voel nie, ek bemoedig myself. Die Bybel sê ook dat Dawid het homself bemoedig in die Here. Nou dis wat ek doen. En dit maak nie dat jou omstandighede weggaan nie, maar jy en ek, ons is die enigste cheerleader wat 24 uur van 'n dag by ons is. Ek doen die lewe met myself. So ek sien alles wat ek beleef, alles wat ek deurgaan, maar ek kan kies dat ek my eie persoonlike cheerleader is. So ek sê vir myself, Sharp, ek gaan staan voor die spieël en sê ek weet dis sat nou, ek weet jy's super gefrustreerd, ek weet jy's glad nie happy nou nie, maar jy is goed genoeg want Jesus sê so. Jy kan dit maak want Jesus sê so, sy krag is in jou omdat jy swak is. Nou so 'n klomp skrifte wat ek uitgehaal het wat my gunsteling skrifte is. En dan begin ek die skrifte so opsê. Want Paulus sê, ek dink is Efesiërs somewhere. Is dit Efesiërs 12 somewhere? So nee, sorry. Korintiërs. Okay, never mind. Ek sal dit weer. Maar daai skrif kan ek onthou. Paulus sê, juis wanneer ek swak is u krag sigbaar in my en deur my. En dit is waarop ek absoluut staan. En vanaand wil ek vir jou, vir enige iemand wat sukkel, wat in 'n baie moeilike tyd van jou lewe is, sê, bemoedig jouself in die Here, kry skrif, plak dit teen jou spieël, skryf dit op jou hand, partykeer skryf ek iets hier op my binnearm, skryf dit neer, leef dit, bely dit, lees dit, dit moet so deel wees van jou lewe, dat dit net outomaties uit jou mond uitkom. En dit is wat nou al met my gebeur. So ek sal myself kry, terwyl ek kos maak, dan begin ek die goed so oor en oor sê, ek is goed genoeg, Jesus het my gekies, ek is 'n bloedgewaste kind. He made me wonderful and I am wonderfully and fearfully made. Sien jy, ek is so opgesaai as ek dit begin doen, dat ek struikel selfs oor my eie woorde. It's amazing. Ek kan onthou, ek kan onthou nie, ek kan dit bevestig, want as ek myself op so swak oomblik in my lewe bevind en ek kom deel my hart met my man, dan sal hy ook vir my gereeld vra, jy nie mag gaan kry skrif, al kies jy een skrif en aanhoudend sê dit oor en oor en oor. En is altyd, nou dat ek 'n commitment gemaak het vir 'n jaar deur die Bybel, en dit wat ek al klaar oopbreek vir myself, kan ek nie anders as dink, hoe kan mens nie ten alle tye jouself in die woord wil gaan neerlê en gaan hoor wat Vader se hart is vir ons nie. Ek dink ek het gister met my volvrouens gedeel oor Job en hoe hy ten spyte van al sy verlies, nooit sy woorde teen God gedraai het nie, maar teruggeantwoord het en gesê het, wat ek het, is in elk geval net aan my geleen. Ek verdien niks nie, maar dit wat ek kry is God se grace over my life. So he's got the authority to take away again. And even though I cannot understand why he's taking away, he understands why he's taking away. And so I trust that there's a good plan for this pain that I'm facing at the moment. En so, dit was my ongelooflike seën om jou te hê op my Facebook vanaand, dat jy jou storie van hoop met vrouens gaan deel. Jy's baie welkom om gaan die comments deur te gaan. Ek weet daar's 'n hele paar wat vir jou boek gevra het. Ek sien die link het op 'n stadium hier verby gegaan, maar as jy wil afklim, baie wil sê, ek gaan dit gou vir ons mooi afstel, ek en jy gaan kaars kan deur van die comments te gaan. Ek weet dis baie vragies vir jou, maar baie dankie vir jou tyd en ek seën jou bediening, ek seën die pad wat God met jou stap. Ek is opgewonde om te sien hoeveel vrouens se harte jy gaan aanraak en dankie dat jy positief is oor ons God en sy goedheid oor jou lewe ten spyte
die proses wat jy moes gestap het om vrede te maak het met dit wat God goed gedink het oor jou lewe. Ek eer jou en ek prys jou vir dit. Ek sien baie mense met so 'n gesindheid 'n challenge en 'n kondisie in hulle lewe face. So dankie Shardy, ek waardeer. Baie dankie Geraldine. Ek waardeer dit so dat jy my vanaand die geleentheid gegee het om my storie van hoop te deel. 'n Groot plesier. Okay, so ek wil gou ekskuus, jy kan klaarmaak, sê gou. Kan ek dalk, ek het 'n link wat my boek op 'n e-boek is. Ek weet nie of jy die link sal post nie. En dan ook, ek kan my telefoonnommer ook gee as iemand die fisiese boek by my wil bestel direk. Jy is welkom om hom in die comments te gaan sit ook, maar kom ek gaan vir jou, hallo, kom ek dink gou vooruit. Ek gaan gou vir die vrouens en gou hier tik. Okay, so gee vir jou selfoonnommer vir my. 083 299 Yes. 1433. Dis hy. Kom ek maak die lewe maklik. Okay, almal, daar gaan ek dink bietjie stadiger vanaand, is eintlik al my slaaptyd en ek soos hallo Geraldine, tik nie gou die nommer vir Shardy, so ek vra hom verskoning, maar jou nommer is in die comments. Julle is welkom om haar Facebookblad te gaan follow. Sy het 'n Facebookblad. Bestaan jou WhatsApp groep nog? Yes. Okay, great. Hy is nog aan die gang. Op daai selfe nommer. Ja. Okay. So as iemand die groep wil join, dan kan hulle net vir my 'n boodskap stuur en dan add ek hulle. Wonderlik. So daar het julle die antwoorde. Vir die boek, hy's online beskikbaar. As jy 'n fisiese boek is, 'n fisiese boek mens soos ek is, kan jy hom maar bestel. Haar nommer lê in die chats. Ek gaan nou sodra ons hier klaar maak, die link ook gaan in die comments vir julle gaan plaas om dit vir julle makliker te maak. Shardy, vreeslik dankie vir jou tyd vanaand. Ek waardeer jou. Baie blessings vir julle, vir jou en jou gesin en Baie dankie. ek waardeer jou tyd. Ag, vreeslik dankie. Jy het sommer my naweek En hy's gemaak nou. lekker lank, so geniet hom. Ja. Okay, so ek Dankie Jenny. groot plesier. Ek wil gou terugkom na my eerste vraag wat ek vir al die dames gevra het in die begin. Ek sien baie van julle het gesê julle is bereid om julle reek op te gee. Wat my nogals interessant is, ek weet nie noodwendig of een van dit een gaan wees wat ek het ergens gelees dat as jy jou reuk verloor, dan verloor jy jou smaak ook. En ek is bitter lief vir kos en ek is bitter lief vir blomme. So ek sal baie graag as dit my kos en my kos wil kan proe en my blomme wil kan ruik. So hierdie is 'n challenging vraag en ek dink baie mense antwoord maar net die antwoord want ons weet ons gaan dit nie verloor nie. Want ons vat dit so vanselfsprekend. Ons het ons 5 sintuie en dis net vir ons outomaties daar dat ons vergeet om dankbaar te wees vir ons sintuie. My ander vraag was gewees as ek jou vanaand R1 miljoen gee. Kom ons maak daai bedrag groter. As ek vanaand vir jou R5 miljoen gee, is jy bereid om jou bene vir my te gee? Is jy bereid om jou brein vir my te gee? Is jy bereid om jou oë vir my te gee vir R5 miljoen? En in 'n oogwink of in 'n oomblik van swakheid of in 'n moeilike situasie, as jy jouself tans in 'n moeilike situasie gaan bevind, sal jy dalk ja sê want jy is desperaat vir die geld, maar dink langtermyn. As jy langtermyn nooit weer jou 2 bene gaan hê om op te loop nie. How's life going to look for you? As jy nooit weer 'n brein gaan hê wat gaan kan dink en gaan keuses kan maak en besluite kan neem nie. How's life going to look for you? En as jy jou oë gaan weggee vir R5 miljoen, hoe gaan jou lewe lyk? En die realiteit is, ek het julle almal se comments gelees, ek dink 90% van julle het gesê, daar's nie 'n manier nie, nee, ek gaan nie my brein, my bene of my oë verkoop nie. En hier is die antwoord. Ons gaan nie daai items van ons weggee of verkoop nie, want daar is nie waarde wat mens kan koppel op daardie bedrag nie. Of op daardie elemente van ons liggaam nie. Nou as ons liggaam soveel werd is vir ons, dat ons nie eers bereid is om 'n groot lompsom bedrag daarvoor te ruil nie. Hoekom dan hanteer ons nie ons waarde van daai onskatbare, daai onmeetbare waarde nie?
Hoekom is ons dan so gereeld besig om van onsself, oor onsself en met onsself negatiewe gesprekke te voer? As ek en jy van onmeetbare waarde is, 5 miljoen rand is ek nie werd om my 2 bene op te gee nie. Hoekom is die gedagtes oor my, dan oor myself en aan myself dan negatief? En so my challenge vanaand is om te kyk, waarvoor is ons dankbaar? Want is daai klein dingetjies wat vir my en jou vanselfsprekend raak wat 'n ander persoon nie het nie. Kom ons raak weer gelei deur ons gratitude lists. Elke dag 3 goeder, waarvoor is ek vandag dankbaar? And let's focus on those things, because the more grateful we become, the more positive we become about life. En as jy weet dat na vanaand, jy is van onmeetbare waarde, geld kan nie by jou iets by jou wegkoop of by jou wegvat of by jou oorkoop nie. Verander dan daai self-talk wat jy met jouself het, na iets wat van onmeetbare waarde is. So ek hoop dat vanaand regtig vir julle 'n deurbraak was. Ek weet dat my deurbraak oomblik was gewees, soos Charlie gedeel het. Ons almal lei eintlik aan Stargardt. Hannes het 'n fisiese uitdaging, maar jou en my Stargardt is geestelik. En ek kies dan nou vanaand om my Stargardt kondisie eenkant te gaan neersit en vir myself te gaan sê, ek is goed genoeg in God se oë en ek gaan myself goed genoeg sien in God se oog. Ongeag my swakhede, ongeag my oomblikke van twyfel, ongeag my pyn waartoe ek soms moet gaan, I am still good enough. Still good enough. En ek dink aan Haitjie se verhaal wat hy my geleer het van die appelboom. Dra die appelboom heel jaar lank vrug? Nee. Maar in die seisoene wat die appelboom nie vrug dra nie, wat se boom is hy dan? He's still an apple tree. En so ek en jy gaan nie in elke seisoen vrug dra nie, but I'm still an apple tree. So herinner jouself vanaand, wie sin is jy? Wat sê God oor jou? En wat is sy purpose oor jou lewe? So ek sien julle weer die 10de April vir die volgende Facebook Live, die nuwe reeks Vrou wees, rou en regheid, of vrou wees, regheid en rou. As jy vra het na die laaste 4 episodes van my Facebook Live, vraag waaroor jy worstel, iets waaroor jy stoei, daai donker vraag wat jou wakker hou in die aand, of net 'n algemene vraag wat jy 'n praktiese antwoord of 'n verduideliking wil hê, e-pos my bergjoradine@gmail.com en ons gaan jou vraag anoniem beantwoord hier op Facebook, Bybelse perspektief gee, liefde uitdeel en jou God se stem laat hoor oor daai vraag waarmee jy worstel. So mooi aand vir julle almal. Geseënde lang naweek, as julle op die pad is en julle ry ergens heen, veilig ry op julle bestemming en maak hierdie naweek gesinstyd 'n prioriteit. As jy jou foon moet afsit vir 3-4 ure, sit jou foon af en spandeer kwaliteit tyd saam met jou gesin en jou geliefdes. Liefde vir julle almal en dankie dat julle deel was van Hoor die Stem van Hoop se reeks 1. Liefde.